Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer. Ja, dag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal net. 7 Mei. Jy luister na Klets op Afrikaans.radio. Hallo Colleen, hoe gaan dit? Hallo Matthijs, nee, het gaan goed, ek sit hier in my casual clothes, ek het nie make-up aan nie, ek is so relatable. Jy is so relatable. Met wie? Met my? Is dit nou wat jy sê? Almal. Ek het nie make-up aan nie. Ja, ek is relatable met almal, as dit Megan Markle na deesdae leer, ons moet relatable wees, julle. O, rarig. So, het gaan baie goed met my Matthijs, ag jy weet, ek het nou wel nie 'n wonderlike man en so aan nie, maar ek kan ook 'n bietjie strawberry jam maak, en ja, nee, en ek kan in my cozy sit sonder make-up en met jou gesels. Asof ons op rocking chair sit. Jy's so dankbaar. Colleen, wat het gebeur? Nadat ons vir 'n week nie op was nie. What happened? Ag jy weet, ek het 'n swaar opgroei gehad, Matthijs. 'n Baie swaar opgroei. Jy weet, microwave dinners en moes my huiswerk self doen en so aan. Maar jy weet, ek reflekteer oor my lewe en ek sien net dat ek het soveel om voor dankbaar te wees. So baie. Ek weet nie wie hierdie Colleen is nie. Is dit omdat jy amper verjaar? Because I don't know who this is. Nee, hier is ek nou. Julle, dit gaan kak, maar is alright. Okay. Dit gaan kak, maar dit naai. Soos Jack Sparrow sê. Okay, ek voel nou beter. Ek het vir 'n oomblik ongemaklik begin voel. Ja, ekskuus Matthijs. Yeah, soos wat ons almal laat voel, jy weet. Hoe gaan dit met jou? Nee, met my gaan dit lekker. Jy weet mense vra min, dis ook iets wat Megan Markle ons leer. Hier, jy het in 'n groot Megan Markle getrap. Megan Sussex, nee. O ja. Nou, wat kan ons sê? Nou ewe skielik is sy weer Sussex. Ja. Nadat sy nie wou gewees het nie, is sy nou. Jy weet, sy sê, jy weet mense vra, sy is altyd so verbaas as mense haar vra, hoe gaan dit met haar? En sy maak 'n punt daarvan om vir mense te vra, Matthijs, hoe gaan dit met jou? Nee, lekker Colleen, dankie. Next question. Ja. Hoorie, wat gaan aan met die Markles, met die Sussex'e? Ag, wil jy sommer in dit inspring? Ek het in 'n groot rol getrap, want ek het nou die fout gemaak om 'n interview te gaan kyk met Prins Harry. Die exclusive interview wat BBC gehad het, wat ek net vir julle kan sê, BBC het 10 minute vir hom uitgesit, nê? Hy het dit reg gekry om my interview te extend na amper 35 minute toe. Maar die arme ou is verlore, Matthijs. Die manier hoe hy goed antwoord, ek meen die ou contradict homself op soveel levels. Maar en hy word vasgevang in 'n hoek en jy kan sien hy's so flabbergasted en hy's amper so half, jy kan sien hoe hy gecoach en jy weet presies wie hom gecoach. Megan of Sussex, soos wat sy haarself nou noem, of HRH, Her Royal Highness. Hulle praat mos in letters, hulle noem mekaar M en H. Ja. En nou sê sy nie, mense kan maar net na haar refer as HRH. Hulle hoef nie heeltemal te sê Her Royal Highness nie. Hulle kan maar net sê HRH. So jy kan sien die ou is so verlore in hierdie interview, Matthijs, so flabbergasted. Maar dit was my absoluut, al wat ek op 'n stadium wou ek om begin jammer kry, en toe dog ek, weet jy wat, fok jou. Jy is maar die epitome van elke swak millennial wat hierdie aarde loop. En hierby onthou julle, ek sê 'n swak millennial. Ek sê nie alle millennials nie, want nie alle millennials is swak nie. Maar hierdie man is so 'n swak. Hy's so ongelooflik entitled. So sy hele verweer, kom ek probeer vir julle die kort weergawe gee. Sy hele verweer is, hulle wil sy security detail wegvat. So dis waaroor die hele interview gegaan het, is dat die een of ander hooghof in Londen in Engeland het nou geroel dat hy kan nie sy security detail terugkry nie. Hy kan dit wel terugkry op 'n ad hoc basis, so 'n case by case basis, maar wanneer sy familie hom nooi om te kom kuier, dan sal hulle vir hom security detail gee. So nou moet julle in ag neem, sy security detail kos die Britse belastingbetaler miljoene ponde 'n jaar. Om hom en sy
sy wyfie in California nou veilig te hou, jy weet. Maar verwag hy sekuriteit daar aan die kant of net as hy in Londen is? Nee, hy verwag dit die hele tyd, want hy het vir 35 jaar die Britse nasie geserve en hy wil ook net bylas dat hy, ek weet nie hoeveel nie, 2 of 3 stints in Afghanistan gedoen het. En hy dink elke persoon wat militêre diens ook gedoen het, 'n stint gedoen het in Afghanistan of Iran of whatever, moet sekuriteit kry. En dan bring maar jy is dan opgelei. Jy is die persoon wat die beste jouself kan verdedig van enige iemand anderste. So Matthys, kan ek vir weet jy hoe kontradikteer hy homself? So in die laaste 9 maande het hy stints gedoen, Nigerië toe, Colombo toe, wat hoogs gevaarlike situasies is, sonder sekuriteit. Wat hy beweer. Maar jy sien hom elke keer uit 'n kar klim en daar's 'n magte om sekuriteit om hom. Hy speel die hele kaart, hy het basies vir die Royal Family gesê, basies vir almal gesê dat die Royal Family gaan hom doodmaak. Dit is wat hy tussen lyne sê. I'm not safe anymore. Hulle wil my nie safe hê nie. Hulle wil iets, ek en my vrou, Meghan, ons weet Meghan, she wants to be the second Diana. So that's what this is about. Maar as jy nie veilig voel nie, wat die fok gaan doen jy in Nigerië? Wat gaan doen jy in Colombo? Maar jy voel nie veilig nie en jy is so besorg oor jou kinders en jy weet dit en dat. My ander ding is die grootste punt wat ek het hier rondom Matthys, en mense kan nou oor baie dinge debatteer wat hy gesê het, my grootste punt rondom dit is, en die joernalis het 'n paar keer allude tot dit, maar dit was my geïrriteer dat sy nie direk soontoe gegaan het nie, maar ek neem aan sy het nie, want sy is gebrief voor die tyd, want dit is die BBC, dat jy gaan nie soontoe nie. Jy het in effek, jy en jou vroukie julle royal duties opgegee. Ja. Jy het by jou werk bedank. Ja. So ek kan nie vandag by my werk bedank, Matthys, en nog steeds daarop aandring dat ek my company car wil hê nie. Precies. Want ek het vir julle 13 jaar se duty gegee, so ek soek nog my company car of my petrolkaart. Dit is nie hoe die lewe werk nie, en Harrietjie. Dis nie die lewe. Dis iets vir my so disappointing, want hy was so half, hy's vir my 'n teleurstelling, want ek het gedink, hy's so half die rough diamond, wat, ja, he had a lot of guts, hy het 'n klomp goedes vermag, maar ja. Hemel Matthys, jy weet ek wou nooit kinders gehad het nie, nee, ek wou nooit kinders gehad het nie, maar op 'n stadium in my lewe, as ek vir Harry gesien het, dan die dierlikheid in my uitgekom, dat ek gedink, jou eierstokke hande geklap. Daai is goeie gene. En my eierstokke het gegaan, wil jy nie reconsider nie, daai is goeie gene. Maar ja, vroukie sit op sy kop. Die beste deel van hierdie storie, Matthys, moet ek tog met julle deel. As julle nog nie het nie, doen julle self 'n guns, probeer net. Dit gaan baie moeilik vir almal van julle wees. Maar probeer, daar is 'n podcast wat apparently 'n baie famous podcaster is wat niemand van weet nie. Ene Jamie Kern Lima. Ja. Sy praat soos iemand wat sy tong te groot is vir haar mond en wat 'n of dalk iets anders in haar mond het. Ja, sy praat so. En haar favorite woord is wow. Oh my word. Okay, you lost me immediately. So sy het 'n interview gehad met Meghan Markle en Meghan Markle het in 'n return 'n interview gehad met Jamie Kern Lima op Meghan Markle se podcast. Want dit is duidelik wat die Hollywood vrouens deesdae doen. Dis is 'n cult van, I don't know, massive vaginas coming together, singing praises that even the Pope cannot understand. So dit is, ek weet nie, is soos 'n nuwe religious cult in Amerika, is hierdie vrouens. En in hierdie podcast gaan interviews nou vir Meghan en hulle gaan eers aan oor wat se goeie vriendin hulle is, want natuurlik almal wat Meghan op die oomblik op enige show het, is so goeie vriendin. Hulle is net, hulle is so tight. En hulle sit altyd op haar rocking chairs, op haar stoep, jy weet, mom time, wine time. En dan gesels hulle oor, so dat hulle even die rocking chairs in Jamie Kern Lima se podcast studio ingedra. Ja.
En nou sit die twee op rocking chairs en hulle cozies with no make-up. Wow. So Jamie, Is dit waar dit vandaan kom? Ja, Jamie in haar verdediging, Jamie is 'n biljoenêr. Sy het 'n make-up range ontwikkel in haar jeug, the It Cosmetics or something like that, wat sy vir 'n goeie biljoen verkoop het aan L'Oreal. So she's a made woman, but she worked for it. Met haar funny voice en alles. Maar nou dra sy self nie make-up nie. Matthys, daar is ook 'n kakstorie. Jy kan duidelik sien op die podcast, beide van hulle het 'n no make-up look aan. Well, okay. 'n sagte poeier. Ja. Ja, hulle is gemake-up om te lyk of hulle nie make-up aan het. Yes. Nou sit die twee en streel mekaar se fucking egos. En net oor hoe wonderlik alles is. Jamie het ook natuurlik al die vrae vooraf gekry wat sy mag vra en wat sy nie vra nie. Ek meen dit is belaglik, Matthys. Meghan Markle sit daar en sê hoe sy e-mailadresse create het vir haar twee kinders. Op name wat niemand nou kan raai nie en haar kinders het nie die e-mailadresse nie en sy stuur elke aand vir haar kinders e-mails. En eendag wanneer sy besluit, hulle is nou uitgenoeg en sy is reg, dan sal sy nou die e-mailadresse vir hulle gee. En as jy soveel oulike goedjies, soos, hier is 'n foto van julle twee by breakfast, of kan ek dit vir jou sê, die was jou rapport vandag, of sulke kak. Miskien wil die kinders dit nie onthou nie. Nou sit jy daar op jou 18de verjaarsdag met 4000 fucking e-mails van jou ma af. Ag Here, dank die Vader, daar was nie e-posse gewees toe ons jonk was nie. Anyway, laat ek afsluit met dit, waarmee ek begin het. Julle gaan kyk net, vroeg net deur die eerste 30 minute. Die podcast is 'n uur en 'n half. Ek het nie die hele ding gekyk nie. Jy kan nie, jy word letterlik fisies siek op 'n stadium. Vroeg net deur die eerste 30 minute, because it is so comical. It's hilarious. En dit maak jou eintlik so dankbaar dat jy nie daai desire het om so famous te wees, dat jy net jou fucking self kan wees. Dat ek hier op klets kan sit met my potty mouth, en ek kan net myself wees, en ek kan my lewe lei, en ek het 'n redelike fucking super middelklas bestaan, en ek kan ten minste nog dinge bekostig, en my lewe is lekker, en ek het mense om my, vir wie ek regtig omgee, vir wie ek nie fake email accounts hoef te create, of rogue email accounts hoef te create, en eendag, Matthys, eendag, gaan ek daai e-mailadres vir jou gee, en dan gaan jy weet wat ek regtig elke dag vir jou wou sê. Die Here behoed my. Sê dit maar sommer net vir my. Ek het nie tyd om dit te lees nie. Hoorie, maar so praat van 'n gemiddelde of 'n middelklas bestaan. Die middelklas in Suid-Afrika is natuurlik baie opgewonde want daar's nie 'n VAT increase gewees nie. So hy het nou nie gevat nie. Interessante tye, en ek sien dat alles is nog eintlik meer in turmoil na dit. Van government, GNU, die DA is nou op 'n spoor om 'n klomp hofsaake op te lei, want hulle het nou bloed geryk. En ek dink dit gaan interessant raak, maar jy sê daar was die impak van VAT op besighede. Of die terugdraai. Ja, maar daar is 'n kort artikel wat ek gesien het, gequote uit die Business Day, wat ek actually Business Tech gesien het. Ek het nie in detail gaan lees, want ons almal weet hierdie is waar. En dit is wat vir my die saadste is van die hele regering van ons, en ek het vroeër vanaf jou gesê, ek wil nie eens meer oor politiek praat nie, want dit depres die kak het my uit. Dis hoekom ek nou oor Meghan en Harry praat. Want dit is ten minste vir my entertaining. Ja, maar daai depres my, Matthys, want hulle wat daar bo sit en beklei, daai ignorant assholes, wat daar bo ons sit en beklei, vir wie ons gesê het, vir wie se salarisse ons betaal, wat hierdie besluite maak, vorentoe, agtertoe, hulle kan nie besluit maak nie, hulle kibbel en kabel met mekaar. En op die ou einde van die dag, dis soos twee ouers wat beklei, en wat nie kan besluit, wil ons skei, wil ons nie skei nie, en ons kinders in die huis ly onder dit. So of ons eventually skei, en of ons nie skei nie, ons het die proses so prolong, en ons het soveel trauma exert in hierdie huis, dat die kinders nooit vir dieselfde gaan wees. Die kinders bear die brand daarvan, en dis wat ons nou bear, jy weet. So ons is nou almal baie gelukkig dat ons nou nie die BTW increase gekry het nie.
Wel dan weer eens aan die DA, kan ons dit baie duidelik stel. Aan die DA, aan niemand anders nie, aan die DA. Nee, was nie jy nie, Herman. Was nie jy nie. Nee. Was Tannie Helen. Tannie Helen na span. Ja, ek is nie noodwendig die grootste DA-fan nie, maar ek gaan hierdie een vir hulle gee. Hats off to them. Kan ek sê, ek gee hierdie vir Tannie Helen. Ek gee vir Tannie Helen. Sy was die 100% die force agter hierdie gewees. Ja, sy. Ek kan nie wag om haar roast te sien nie. Ek sien sy nou roast op Showmax. Ja. Fok het self vir dit uitgelewer, maar anyway. Ek dink dit gaan haar meer relatable maak. Megan moet haarself dalk vir 'n roast uitlaat. Kan jy dit imagine? Wel, ek sal dit verseker nie kyk nie, maar ek weet jy sal dit kyk. Jy sal vir my in diepte terugvoer gee. Maar wat van wat in besighede? Okay, anyway, Matthys, so julle kan nou imagine, ons het almal hierdie SMS'e gekry vooraf, né? Ja. Weke vooraf van Outsurance en FNB en Discovery en Virgin Active en almal. Even jou skoonmaat vir jou gesê, hoor, hier is nou 'n VAT increase, so jy gaan 'n bietjie meer geldjies moet betaal. So jy kan nou dink die stationery, ek weet Matthys, jy werk in bemarking, jy doen digital marketing vir soveel companies. So jy kan nou net jouself indink, die veranderinge op websites, die digital communication wat moet uitgaan, die SMS'e, en dit kos alles geld. En dan prosesse, né? Prosesse. Dis mense dink dis net 'n vinnige punt 5. Daar is soveel prosesse, operasionele goeders wat gebeur het. Ja. So op hierdie stadium, die kostes wat hierdie companies moet aangaan, en onthou, nou moes hulle 2 keer aangaan. So hulle moes eers vir ons laat weet, hier's nou 'n VAT increase, berei hulle self voor, en toe moes hulle dit nou reverse, en sê, okay, sorry julle, hier's nou nie meer 'n VAT increase nie. So, in hierdie artikel word, 'n CEO van CGCSA, dit is die Consumer Goods Council of South Africa, gequote om te sê, Zintle Tenikwe, so say we are yet to quantify the costs, but we've been told that it has been a significant expense in terms of financial costs and hours spent to ensure that they were compliant. Compliant, en so, dit is, jy weet Matthys, dit is maar die hele ding in hierdie land, ons moet heeltyd compliant wees. Of het nou op BE regulations is, of het nou company law is. Compliant wees, ons. Maar dit word nie verwag dat parlement compliant moet wees nie. Exactly. Hulle comply tot niks nie. Ek het 'n shocking onderhoud gekyk ook met op Business News, as jy dit wil gaan kyk. Met nou vergeet ek haar naam, Chris, die girl wat altyd op is saam met Neil de Beer. Ja. En Chris het 'n interview gehad met wat vir my absoluut die force is. Ek wens hulle wil haar net aan in een of ander iets aanstel in hierdie land wat 'n, ek weet nie, hoof van health of hoof van education of hoof van polisie, aka Glenys Breitenbach. Ek het gesien, ek het nog nie gekyk nie. Ja, en wat hulle op 'n stadium praat oor die Zondo-kommissie en alles wat uitgekom het op die Zondo-kommissie, en dat daar nog nie 'n enkele arrestasie uit die Zondo-kommissie uitgekom het nie. Een oranje overall nie. Maar daar gaan nie wees nie. Ja. Daar gaan nie wees nie. We need to comply. We need to comply and to pay tax, but you get to drive your G-Wagons and your Ferraris and not go to jail. Wat het jy gesê? Dis hoekom ek nie oor politiek wil praat nie. Wat het jy gesê? Robin Kavanagh het ook gesê, dit is lekker om te lewe in 'n lawless country, maar dan kom jy weg met R200. Met R200. So daar is dit nou. Ons het vroeër gaan inloer by 'n bekende figuur, almal sal haar naam ken, die einste Jolanda Barnard, maar sy is nou Jolanda Lemmer Barnard. Sy is 'n vryskut joernalis tans en 'n dosent by Boston Media House in journalistiek. Maar jy gaan onthou as die girl wat altyd in die Sondag en die son allerhande smerige en smetterige storieetjies. Pony stories, is wat dit genoem het. Pony stories. Geskryf van die Pony Koerante. Maar ons het wel gaan inloer oor Afrikaans en die stand van Afrikaanse journalistiek. Natuurlik wat gebeur het die afgelope ruk is die netwerk 24 debakel wat hulle vir die baas
Twitterbaas, die Dit boer. was News 24. News 24. Ja, Netwerk 24, News 24, potato. Is dit dieselfde? Selfde Ek weet groep nie maatskappy. Okay. Ja, deel van Naspers groep. So News 24 is die Engelse gedeelte en Netwerk 24 is die Afrikaanse been. So sy het ook onder andere vir hulle gewerk, maar sy het so ruk terug 'n plasing gemaak oor die naweek op haar Facebook oor die stand van Afrikaanse journalistiek. So ons het by haar gaan inloer en hoor wat sy te sê het. So kom ons hoor wat sê Jolly. Jolanda, die afgelope naweek het jy in tipiese Jolanda Barnard Lemmer styl 'n paar goeders gespie op Facebook en toe nou 'n klomp kommentaar gekry en mense uitgelok oor Afrikaans, oor journalistiek en oor die nuus. So een van die dinge wat jy gesê het wat vir my eintlik so waar is en dis 'n ding wat ek en Colleen al baie oor praat hier op Klets is die stand van media as 'n geheel, nuus en beriggewing as 'n geheel en dan verder spesifiek Afrikaans. En die kom jou aannames of jou post wat jy gemaak het kom na aanleiding van die Press Club, was dit die Press Club gewees? Ja. Verduidelik vir ons die storie. Ja, die National Press Club van Pretoria bestaan al baie lank. Ek het daarbey aangesluit toe ek dink 'n eerstejaars student was, het ek studente membership gehad. En hulle het elke jaar dan stel hulle eers wys hulle die nuusmaker van die jaar aan. So hierdie jaar was dit in die National Unit of National Government of Unity. Ekskuus julle, ek is nog vas aan die slaap volgend. Maar dan Noordwes Universiteit gee dan ook pryse en is ter waarde van pryse van amper 500,000 vir topjoernaliste. En gewoonlik het die Afrikaanse media skoonskip gemaak. Maar onthou, vir my het die vraag toe ontstaan wat van die kwaliteit van ons journalistiek geword, eerste plek, en tweede plek, ons het nie meer regtig Afrikaanse media nie. Ons het aanlyn nou, dit is hier in die noorde, in die Kaap kry daar nog Burger en Son in gedrukte weergawe. Jy het ons nie meer gedrukte weergawe nie, jy het ons vir Marula Media netwerk. Maar nou daar, en dit was my groot vraag, hoekom en waarom? En nou dit ook begin, Matthys, dat jy die sogenaamde Facebook journalistiek kry, maar dit is nie vir my journalistiek nie. So kom ons begin dalk daar. Wat is journalistiek in jou konteks? Een van die goeders wat jy geskryf het ook, en ek haal aan van Alan Barth, wat gesê het, news is the first rough draft of history. En as jy nou daai quote kry, wat is die rol van journalistiek in die geskiedenis van vandag, maar wat is journalistiek as ons sê dit is 'n rough draft van die geskiedenis? Journaliste moet eers op die toneel wees om die inligting te gaan insamel. Heel eerste. In die verlede, mense soos Yusuf Abramji, hy was head of 702, ek neem aan julle weet wie hy is. Hy was nog voor die polisie op 'n toneel, op 'n misdaadtoneel. Hy was daar, hy het inligting gaan insamel, hy was daar, hy het die waarheid gaan uitsniffel, en hy het in die korrekte storieformaat gaan skryf. Journalistiek gaan eerste om die leser ingelig te hou. Daar's 3 eienskappe eintlik wat 'n joernalis moet doen, of 3 wat die media moet doen. Inligting, to inform, to educate, and to entertain. En dan ook, dit was baie belangrik, maar ook om die waghondrol te vervul. Of dit nou in die vermaakbedryf is, en ek glo die vermaakbedryf het nie eers vandag meer waghonde nie. Want jy was die groot waghond gewees. As jy enigstens amper famous was in Suid-Afrika, het jy op 'n stadium onder Jolanda se pen gekom. Ja, as Jolanda nog nie oor jou geskryf het nie, is jy nie famous nie, sorry. Ja, ons het mos so gehad, jy het die A tot die G lys.
Ja. Die G-lys, die G-E-lys en jy moes oppas jy sou op die F-lys ook beland as jou song nie 'n hit was nie. Klaar. Maar ja, dit is wat my hele punt gaan ook oor Karlien van Jaarsveld byvoorbeeld nou ontgenoem, sy kan Grieks en Hebreëus lees, Bybelse tekste. Sjoe. Julle sjoe. En dit word nie bevraagteken nie. Ja. So is daar kritiese denke daar, maar soos 'n joernalis met die stories gaan soek, die waarheid gaan soek, met mense praat, mense is stories. Ja, en ek vind ook dis jy noem nou van Joseph Abramji wat altyd eerste op die toneel was nog voor die polisie of enigiemand daar is. Gebeur dit nog, Jolanda? Want dit voel vir my baie van die goed wat ek lees is hierdie joernaliste sniffel rond op X en maak 'n paar X-posts bymekaar en skryf 'n storie rondom X-posts. Jy weet, verlaat hulle ooit die kantoor deesdae? Baie van hulle nie. Hulle want die redaksie is baie klein en ongelukkig die aanlyn monster moet gevoer word. Die aanlyn monster is gierig. Netwerkse joernaliste verlaat nog die kantoor, ja, rapportsin, maar ek weet, en dit is 'n feit, Marula Media se joernaliste sit baie op kantoor. Hulle pleeg telefoonjournalistiek van tyd. Hulle moet vinnige storie omset hê. En neem aan met partykeer so 20 stories binne 'n uur gelaai word en is verskriklik baie. Is 'n monster wat gevoed moet word. En ek dink dit is die probleem om sit redaksiekantore word baie kleiner en ek dink ook die gehalte, hulle gaan maar nou doodmaak, maar ek dink die gehalte van journalistiek is 'n bietjie besig om af te neem. As jy praat van die monster, jy praat van die monster wat gevoer moet word. Ek en Colleen is 'n vriendin, sy's 'n sielkundige en sy sê altyd vir ons, stop feeding the dragon, in 'n konteks van byvoorbeeld jy's in 'n verhouding met 'n narcis of met iets soos dit, moenie daai persoon feed nie. Die vraag dan eintlik is, should we feed this dragon? Want ons is besig om net nog content eintlik te genereer, maar ons is nie besig om nuuswaardige en goeie kwaliteit journalistiek te genereer nie. So, should we feed the dragon? Ek gaan eerlik vir jou sê, my persoonlike mening, laai eerder minder stories op en doen meer in diepte verslaggewing oor dinge, maar dit kan nie gebeur en dit gebeur nie. So, want mense is ook maar gulsig. In die swart kultuur het hulle soos die Mamlambo monster, ek weet nie of jy van Mamlambo al gehoor het nie. Nee. Dit is die watermonster. Die watermonster garantie rykdom. Okay. So, ek kan dit nou, want wat vinniger stories inkom, onthou meer adverteerders gaan daar wees, meer geld gaan genereer word. Want die nuusbusiness is ook maar geldmaakbusiness, anders gaan niemand survive nie. Nuus kan nie verniet wees nie. Marula Media het 'n gratis model, ek weet nie hoe doen hulle dit nie, maar nuus kan vir my nie verniet wees nie. Ek dink, Nee, dis ja. Ekskuus Colleen. Ja, nee, ek dink is absoluut so die monster wil hê wat die monster wil hê. So ek dink nie dis net joernaliste wat ons hier die blaam op moet pak nie, maar ook die consumers van media. Hulle soek 'n vinnige klik, hulle soek 'n vinnige sensasionele storie. Ons het lui geword as consumers van media ook. Dink ek ons het lui geword, ons spandeer nie meer tyd om na al die angles van iets te gaan kyk, verskillende aspekte te gaan lees, jy weet die regse aspekte sowel as die linkse aspek. Ons soek net ietsie sensationalistic. Ons het dit nou gesien met die hele storie rondom wat is die ou naam Twitterbaas? Twitterbaas. Eline, dit is my ook interessant. Ek is nou by 'n partytjie. Dit hierdie vrou, ek gaan myself nou weer opwerk. Maar sy het my eers begin aanval. Toe vra sy my, hoekom? Eers sê sy vir my, sy lees glad nie. Goed. Toe vra sy my, nou hoekom het die media nie oor die plaasmoord berig nie? Maar ek sê tevoor, as jy gaan kyk, al die media het oor die plaasmoorde berig. Die oom wat nou onlangs vermoor is op sy plaas, Netwerk het daar berig, Marula het daar berig, IOL het daar berig, The Citizen het daar berig, Netwerk het daar berig, Daily Maverick het daar berig. Nee,
As jy sê, Ja, hoekom die sommige aand nuus nie? minder of meer. Jy sê hoekom die aand nuus nie daaroor berig nie? Dus sê ek, sy moet dit nie vir my vra vir Paul dan, wat die redakteur is. Ek weet nie of die aand nuus sal berig nie. Maar mense moet nie vir my sê, hulle berig nie daaroor as hulle nie lees nie. En ek dink, dit is waar die grootste probleem inkom. Mense lees nie meer nie. Of hulle lees net die koppe, en nie die hele storie nie. Maar, daai clickbait headline. Maar nou, om het bly nog erger te maak, en dit is eintlik my grootste probleem. 2 publikasies wat begin het binne, plus land, en dan ontlaer. Ontlaer is deur die prokureur begin. Julle maar kyk, ek het bietjie notas gemaak, want dit was my verskriklik, dat hulle self verkondig, hulle noem hulle webwerf, teken in op eerlike, stadige journalistiek elke week in jou inkassie te ontvang. Hulle noem hulle self journaliste. Is 'n inbox, 'n inkassie. Ja, 'n inkassie Dit klink asof AI dit geskryf het. Ja, maar nou Frederik de Lange is 'n prokureur, maar jonk man, ek dink hy's in sy 30's. Maar hy was daai persoon, hy het gesumma cum laude, baie slim. Hy het sy LLB gesumma cum laude en sy MMM cum laude, baie slim. Baie slim. Maar dit is nie, en dit is wat mense nie verstaan nie. Mense lees verskriklik vandag menings. En dan dink hulle, hierdie menings is journalistiek. 'n mening is nie journalistiek nie. Meningvormers is nie journalistiek nie. En dan noem hulle self, dan noem hulle die stront, skiet julle, stadige journalistiek. Dit is nie journalistiek nie. Dis eintlik net stadig, omdat jy stadig is om jou opinie te vorm dan. Dis eintlik wat jy sê. Ja, seker. Want ek dink wat hulle bedoel hier, hulle noem dit, dis eintlik long form journalism. Maar long form journalism is nie wat hulle pleeg nie. Long form journalism, het mense, kom ons sê die immigrante situasie in Amerika, daar's journaliste wat uitgaan en dan immigrante volg en 'n hele beeld probeer skep van wat regtig aangaan met Trump se immigrante kwessie ook. So dan skryf hulle 5000 tot 6000 woorde, maar dit gaan oor mense. Dis nie 3000 woorde van menings nie. Ja, dis 'n longitude op 'n ding. Dis nie 'n goue blink of 'n vinnige blits kyk op iets nie. Dus eintlik soek mense deeglik, ek soek nie regtig stadige journalistiek nie, ek soek deeglike journalistiek. Deeglike journalistiek waarin storie vertel en mense figureer. Maar dit is menings. En dan die ergste is, hulle kry hulle menings van die internet af. En wie daai menings en waarop rig sien Google verskriklik baie op inligting van die media, tradisionele media. So en dis waar meningsvormers hulle inligting kry, of hulle 'n meningsvorm uit dit wat in die media geskryf is. Maar hulle noem dit journalistiek en dis nie journalistiek nie. En dan vra hulle vir elke julle kan julle mening instuur, julle kan julle journalistieke storie instuur. Mense verstaan nie die definisie van journalistiek nie. Okay, so dit is wat my student maak. Kom ons doen dalk, ek meen jy is ook 'n dosent in journalistiek. Wat is die definisie van journalistiek vir leuke soos ek daar buite? Ek gaan gooi die vraag terugvra vir jou, Matthys. Hoe sien jy as 'n leek journalistiek? Dit gaan oor die... Ja, Matthys. Ja, nou moet ek fucking slim probeer klink. Vir my gaan dit... Maar ek wil verstaan, hoe verstaan die publiek journalistiek? Vir my gaan dit oor, ek wil weet wat om my aangaan. Dit moet vir my belangrik wees en sin maak. Dit moet aan my vel raak, my lyf raak. Maar dit moet ook vir my 'n groter blik gee op wat in die wêreld en om my gebeur. Maar dit moet akkuraat wees, dat ek dit kan vertrou. Dis my opinie. En in watse vorm moet dit vir jou aangebied word? Praat jy van medium of vorm? Ja, kom ons sê, skryfvorm, dit is 'n meningsstuk vir jou journalistiek? Nee, dis glad nie vir my journalistiek nie. Journalistiek is my beriggewing.
Dit gaan oor, iemand sê vir my dat hulle was nou daar op die toneel en dit is wat daar gebeur, want ek kan nie daar wees nie. Jou opinie, wat by die toneel gebeur het, maak nie vir my sin nie. Ek kan ook 'n opinie vel, gebaseer op die beriggewing wat die joernalis gedoen het. Ja. Dis al wat ek oorspronklik gedink het, jy die vraag ook gevra het, Jolanda. Dis joernaliste is vir my oë en ore waar ek nie kan wees nie. My oë en ore oral. En Colleen en Matthys, julle albei is baie korrek met julle definisie. Yes, ons slaag net ons graad in journalistiek. Skus julle tipies dosent, ek gooi altyd die vraag terug vir my studente, wat dink julle? Dosent en joernalis. Julle is 100% korrek, om journalisme te ore en oë wees, waar die publiek nie kan wees nie, en dan die waarheid soek. Daar's altyd twee kante van 'n storie, maar iewers in die middel lê die waarheid. Ja, so as jy nou kyk na die bronne wat ons tans het, die publikasies wat tans daar buite is, of dit nou Afrikaans of Engels is, wat dink jy is nog goeie gehalte publikasies wat vir ons die feite gee, wat vir ons berig gee? Ek hier, News24, ek dink Adrian Basson persoonlik dryf 'n agenda. Ek weet nie of dit 'n pro-demokratiese of 'n pro-ANC agenda is nie. In die media het ons iets soos 'n normatiewe teorie. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. Ja. Okay, normatiewe teorie sê ons vir ons, dit is hoe die media moet lyk, 'n utopiese idee van die media, maar een van die teorieë is daar, hulle noem die sosiale verantwoordelikheidsteorie, en dit is nogal baie interessant. Dit sê dat jou leser baie veilig moet hou, dat daar openbare debat en deelname moet wees. Dat media-instellings moet rekenskap gee vir wat hulle publiseer. Dit skep selfvertroue by publiek. Selfregulering wees. So in die verlede het ons hekwagters en reguleerders by koerante gehad, wat jou eintlik gesensor het. Dit was selfsensorskap. Die publiek, jy weet wie is jou leser, want jy met jou mark en die Afrikaanse leser gaan dalk nie van hierdie tipe storie hou nie. Hierdie tipe storie is dalk 'n bietjie oneties, so daar was reguleerders wat jou opgepas het. En ook seker maar dit wat jy sê is actually reg. Jy praat nou van Adrian Basson, ek dink terug ook aan Jan Braai. Adrian Basson uitgekol is as 'n rasist. En dit is deel van die perskode ook. En onthou, elke publikasie in die land onderskryf van die perskode. So in die perskode, een ding wat hulle vir ons sê, ek gaan dit nou in Engels sê, you must not distort the news. Ja. Die nuus mag nie verdraai word nie. Soos Adrian Basson se News24 en Jan Braai, hy het daai hele storie verdraai. En dit is baie maklik hoe om agendas te skep. Terwyl iemand soos Netwerk, ek dink Netwerk probeer baie meer, en ek het lank vir Media24 gewerk, so ek gaan altyd opkom vir my Netwerk, vir my Media24 kollegas. Ek weet wat 'n pyk joernaliste is daar, Aja Opperman wat ons doen, Hantie Otto, wat howe doen. Hulle is briljante joernaliste wat altyd na feite kyk, wat altyd die stories reg vertel. Stories, nie? En soos Netwerk in daai opsig het vir my daai groot sosiale verantwoordelikheid rol wat hulle vervul, is om aan die reënboognasie te bou. So hulle het 'n vreeslike diverse mening van stemme. En dit was ek geniet. Gister het rapport byvoorbeeld 'n artikel van Karel Neus daar gehad, 'n repliek. Hou ek van Karel? Nee. Dink ek hy's vertraag? Sorry, ja. Maar lees ek sy mening? Ja. Hy is 'n poepel, maar lees ek nou sy mening? Ja. Want ek wil hoor wat in sy kop ook aangaan. Absoluut. Want hy is ook Afrikaans. En hy het 'n diverse mening. Ja, dis wat ek baie maal voel, mense probeer ouens sensor op sosiale media ook. Moenie hulle sensor nie. Ons moet hoor, ons moet weet wie is die mense en ons moet weet wat hulle dink. So op Adrian Basson, ek gaan nou nie hierheen laat gaan eers nie. Ek wil weet, wat dink jy van hoe News24 hierdie ding hanteer het met Twitterbaas, aka Boer, aka wat is sy naam nou, Sebastian somebody, nou weet. Jason of Justin of iets, kan hy sy naam onthou nie. Sebastian Jooste.
Ja. Lien, wat vir my baie interessant is daarvan. Die eerste plek, dit is 'n joernalis se rol om te gaan kyk wie sit agter sekere dinge. En daar het goeie ondersoekende werk ingekom. Hy het 'n paar dalk hier en daar rassistiese uitlatings gemaak, maar tog het hy ook die waarheid volgens sekere denkrigtings gaan verkondig. So baie mense sien hom as 'n held. Maar Adrian, hulle voel ek ook, wil ook demokrasie op 'n manier beskerm, maar hulle heel dalk te veel oor na die ander kant. Hulle wil te veel beskerm en hulle vergeet van die ander stemme in Suid-Afrika ook. Ek gaan nou 'n bietjie versigtig hier praat. So, dit was my goeie werk en ons het net so vir Win Kokemoer opgespoor. Wie is hierdie man? Nee? En dit is Odile vir Win en Koek, die Koek. Ja, maar ek dink daar was malice daar betrokke nie. Ek dink hierdie hele saak Nee, daar was nie malice nie. Ek dink dit was goeie werk gedoen, want ek voel as jy 'n sosiale media profiel het en sê wat jy wil sien, dan doen jy dit onder jou eie naam. Hoekom is jy te bang? Hoekom moet jy skuilname gebruik? Wat sê dit van jou as mens? Maar ek dink die ding is as hy vrou en kinders hier betrek is. Is my baie erg. Dat 'n adresse bekend gemaak is. Julle wil dit hou gevaar vir hom in. Dit is nie vir my goeie journalistiek daar nie, want waar kom die etiek van journalistiek? Dit is glad nie eties nie. Want van die ding gaan oor om wat ons moet altyd wat die publiek moet weet of wat die publiek wil weet. Of wat die media wil weet. So partykeer is media stories wat hulle wil weet en wat nie noodwendig die publiek wil weet nie. Ja. En dan doen hulle dit op 'n verkeerde manier en ek dink dit is wat besig is om te gebeur in die journalistiek in ons land. Dat sekere agendas gedryf word, ideologiese agendas. En by netwerk en ek het jare van gewerk vir Media 24. Ek kon nooit in die Afrikaanse media spesifieke agendas sien nie. Iets wat jy ook gesê het in jou plasing en 'n baie belangrike vraag en dit kom terug na wat Colleen vroeër gesê het, wat jy nou net gesê het ook, is nuus word geskryf vir die mense. Journalistiek word gepleeg vir die leser. En ons voer hierdie dragon en ons skryf want mense is gulsig. Maar wie is die Afrikaanse mark dan vandag? Wie is dit? Vir wie ons al hierdie nuus pleeg? Want in enige konteks moet jy baie mooi verstaan en weet wie is jou teikenmark. So as ons nou praat van Netwerk 24, ek dink Marula Media se teikenmark is baie goed gedefinieer. Maar kom ons praat Netwerk 24, ons praat Via, ons praat Kyknet, ons praat RSG, ons praat Afrikaanse nuus of media as 'n geheel. Wie is die mark vandag? Die probleem is so, ons weet nou, Marula Media se lesers is baie behoudend. Ek dink hulle is baie meer wit Afrikaans sprekendes. Terwyl RSG Netwerk se mark is baie meer en ek dink Marula Media, die meeste van hulle lesers is ook Christene. Jy weet, daar's baie spesifieke. Meer van 'n regse tipe leser versus die linkse tipe denke aan die ander kant. Ja, kom ons noem hulle behoudend. Dit is behoudend of tradisioneel. Ja. Behoudend en 'n bietjie konservatief. Hulle woon nie drie susters kerke by. Ek dink transfobia bestaan nie. Gay wees, die Here verbied dit. En as ons kyk na hulle tipe kommentare, hulle is op Marula Media. Hulle is groot ondersteuners van Israel. Hulle, jy weet, dit is spesifieke leser. So, ek het 'n tydjie terug vir Marula Media artikels aangebied. En ek het vir hulle byvoorbeeld geskryf oor kanker. En daai goed, dis baie goed deur die leser ervaar. Maar toe eendag skryf ek 'n artikel oor Timothy Kieswetter. Weet julle wie sy hy? Ja, die seksuoloog. Ja, en hy het begin dragshows aanbied om vir mense te vertel wat hulle als in die slaapkamer kan aanvang. En hierdie theaterproduksies is baie, baie goed bygewoon.
En toe het ek 'n storie daaroor gaan doen, oor die drag wat hy op die verhoog word en dan met jou oor seks praat. En weet jy, Estie van Marula het my laat weet, Jolanda, die mense likes kom deur. Hy het ook gesê, hy gee 'n stoute verhaaltjie op WhatsApp weg, so hy gromeintjie, en behels hom vir my te sê, Jolanda, waar is die storie, want hy het so pas binne 'n uur 200 WhatsApps gekry van die storie wat hy moet stuur. En sy nommer was daar. Okay, maar binne die volgende 3 ure is daai storie toe van Marula Media afgehaal. I'm not surprised. En dit was ook toe my laaste verhouding met Marula Media, toe word ek soort van gefire. Want jy's 'n bietjie smetterig, Jolanda. Maar ja, maar kyk julle, nou het ek gewonder, dit lyk my die Marula leser van hulle hou ook van hierdie tipe stories. Ja. Maar die groot meerderheid is behoudend. So miskien moet jy 'n nuwe platform eiervrug begin. En dan kan jy al die smetterige goeders daarop sit. Ja, praat oor seks, godsdienst en Steve Hofmeyer. Exactly. Ja. Dinge waar ons nie praat nie. Eiervrug en perske. Ja, eiervrug op die gesig. Ja, sorry. Maar julle, dit was my baie interessant. Terwyl ek dink Netwerk se huis is baie groter. RSG via se huise is baie groter. Hulle het besef dat Afrikaans is nie net wit en Christen nie. Afrikaans is veel meer. Afrikaans is 'n moslim. Afrikaans is swart. Afrikaans is soms ook 'n bietjie pers of pink. Afrikaans het nie noodwendig sekere normes en waardes nie, wat sekere mense dink dit moet wees nie. Want Afrikaners is baie plesierig. Afrikaners kan gay plesierig wees, hulle kan lesbien plesierig wees, hulle kan LGBTQ+ plesierig wees. Daar's baie Afrikaans sprekendes, en Afrikaans is nie net wit en Christen nie. En ek dink, RSG, Netwerk en al die plekke het dit besef, so hulle gee vir jou diverse stemme. En vir my is die mooiste die Kaapse Afrikaans as ek die woord brood hoor, in plaas van brood. En hoe hulle praat, want almal is Afrikaans. Maar ek dink Afrikaner is 'n bietjie iets anders as Afrikaans sprekend. Ons gaan nou daarby kom. En jy lei dit nou so baie mooi in. Die 8de Mei is die verjaarsdag van Afrikaans. Amptelik 100 jaar as 'n taal of 'n amptelike taal. En wat dink jy is die toestand van Afrikaans en wat beteken Afrikaans vir jou? Ek wil graag vir jou, Colleen, eers daai een wat beteken Afrikaans vir my beantwoord, as dit gaan kyk is. Ek dink jy gaan nou weer vir ons vra wat beteken Afrikaans vir ons? Nee. Ek is steeds so by sielkundige, omdat hy sê ek ly in 'n eksistensiële identiteitskrisis. Maar jy is Jolanda Barnard. Dis jou lewe daai. Altyd aan 'n identiteitskrisis. Solank ek jou ken, is jy eksistensiële krisis. Ja, identiteitskrisis. Ek kan nie met Afrikaner wees assosieer nie, alhoewel ek mal is oor my taal. Daar word soveel nuwe woorde in Afrikaans geskep, soos Abba gemeenskap en wat aposteldonkies wat voete is, en smoelslaner en smaakmaker. Ek skryf in Afrikaans, ek leef in Afrikaans, maar die hele vraag wat mense ook byvoorbeeld in globalization vra, is, kan jy taal en kultuur van mekaar skei? En ek weet jy kan nie, maar ek probeer die twee skei, en dit is wat nou hierdie zigzag tussen my maak. Ek word nou in twee geskeer. En Afrikaans is my hoekom wil jy dit skei? Want ek kan nie met die Afrikaanse identiteit oor die algemeen assosieer nie. Wat van die Afrikaanse identiteit? Ek kan nie opruk na die Virgin Monument om die slag van Bloedrivier te vier nie. Ek kan nie op 'n lofte afbak my gesig blou verf met horingkies op my kop en huil as die blou bulle verloor nie. Ek dink tog 'n mens kan dit skei. Ja. Ek kan nie saam met die res van Suid-Afrika tramp skree
en Trump gaan die Afrikaner kom red nie. Ek kan met sekere aspekte van die Afrikaanse identiteit net nie assosieer nie. Ek is lief vir die geskiedenis, maar van wie ons as volk is. En ek het al baie keer vir mense gevra wat identifiseer, of wat maak die Afrikaner? En waarmee hulle opkom is rugby en braai. En brannas. En brannas, ja, te sê ek is dit wat die Afrikaner identifiseer. Ek hou nie daarvan om na Afrikaans as groot te gaan en na Karienkie te luister en even na daai konsert te gaan kyk nie. Ek kan nie met die Afrikaanse sanger identifiseer nie. So, en niemand kan regtig my sê wat definieer, wat maak ons 'n Afrikaner nie. So ek sien myself dalk eerder as 'n Afrikaans sprekende in Suid-Afrika. Dink dis ek kan met Afrikaans al hulle tale en geure en kleure en klankies definieer, dis wat ek beslis kan doen. Daar's op die stadium 'n reeks op kyk net wat afspeel oor Afrikaans, die geskiedenis van Afrikaans. En dit is so indrukwekkend en insiggewend om regtig te gaan kyk na daai vormingsjare van Afrikaans. Hoe dit bymekaar gesit is, eintlik per toeval. En hoe dit vandag nog oor soveel gemeenskappe, soos wat jy gesê het, gekleurling, swart, moslim, Afrikaans of blank, hoe dit alles strek. So, Afrikaans is iets wat vir jou baie belangrik is. As jy nou moes die feesbestuurder gewees het van Afrikaanse 100ste verjaarsdagpartytjie, watse Afrikaanse lied of gedig of iets sou jy voorstel, moes hulle daai dag speel, voorlees, voordra om Afrikaans te vier? Een van die wonderlikste gedigte van my, nou kan ek nie dood nie onthou, wat ons my so mooi saamvat weer geskryf het nie. Ek gaan nou vir julle sê hoe gaan dit, dan kan julle dalk onthou. Engels, alles Engels wat ons sien en hoor, in ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal vermoor. Die is dit alweer? Nee, ek weet nie. Eerste keer in my lewe wat ek dit hoor, maar dit klink amazing. Kom ek soek dit gou. Dit was tydens die Britse besetting in Suid-Afrika, net na die Anglo-Boereoorlog, waar hulle besluit het, alle skole moet begin vir Engels, wat ek het gou op Google vir jou soek, van nou kan ek, en julle het my nou vinnig op die spot gesit, maar dis vir ons wonderlike Google het, nie? Dat ons gou kyk hier. Ons al drie Google nou. Dit is, ja, al drie Google nou. Kyk hoe goed is ons. Engels, Antjie Krog. Nee, dit was 'n ouer digter. Okay. Apparently het Antjie Krog ook 'n gedig geskryf, Engels, according to ChatGPT. CP Hogenhout. Sy. Kom so my insit. Ek vir ChatGPT. Een van sy bekendste aanhalinge is Engels, alles Engels wat jy sien en hoor in ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal vermoor. Hy was betrokke by die Bybelvertaling ensovoorts. Ek wil kyk of ek die volle gedig kan kry. Ja, CP Hogenhout. Die gedig se naam is Vooruitgang. Okay. Ons sal hom gaan soek en ons sal hom plaas in die beskrywing van die pad gooi. Ja, want dit is eintlik vir my baie, baie wonderlike gedig. Onlangs nog in sekere skole is bedrog 'n blote naam. Weet om nie later Angliseerde word geskoeld en gesmaak. Ja, dit was so almal Hollands begin inbring het wat later ons Afrikaans geword het. So dit is ook vir my 'n goeie vertelling of vasvat van waar jy in Afrikaans later ontwikkel het. Wie was daai persoon? Ekskuus. Nee, wie was jy in jou tyd as joernalis en smaakmaker? Jy was ook 'n smaakmaker gewees in jou tyd voor sosiale media eintlik groot geword het. Het jy 'n klomp bekende figure en mense ontmoet, saam geleef, saam gewerk, saam gesien, saam gedrink? Wat was een van daai mense in 'n Afrikaanse konteks wat jy sê vir jou iemand is wat uitstaan? En daar's 'n swanger stilte. Julle,
Ek weet hy het baie probleme, maar hy sal altyd een van my gunstelinge bly, want hy kan so met die taal, mooi doen die taal werk, hy maak liefde in die taal. En daai man voldoen ook nie aan sosiale normes nie, en ek praat hier van Jan Blom. Hy voldoen nie aan sosiale normes nie. Hy is nie wat ons verwag om 'n kassige oulike handjieklapsanger te wees nie. Hy het diep probleme, maar hy kan liefde met Afrikaans maak. En ek dink, dit is die grootste probleem van ons sekere, die beste skeppers wat ons het in Afrikaans, staan aan die, is randeiers, is randfigure. Ja. Omdat hulle nie voldoen aan die beskrywing van wie en wat ons as Afrikaner moet wees nie. Ja, hulle hop spinnekop nie. Ja. En gepraat van, dit pla my ook. En joernaliste onthou, ons moet ook waghonde wees van die samelewing. En dit beteken ook wees waghonde van die vermaakbedryf. Want wie reguleer hulle in die stadium? En daar is iemand soos 'n sanger wat die swakste liedjie ooit geskryf het. 'n redelike bekende sanger, en dit is nie Kurt se hop nie. Kurt is tweede swakste. Maar die liedjie het verskeie platforms ligtheid gekry en niemand vra die vraag en niemand sê dit is 'n swak liedjie nie. Maar dit is swak. Want goeie resensente musiek. Matthys het na Angola badprop hulle ook verdwyn. Eerlikheid oor musiek. Wat is die liedjie? 3 varkies van Jackie Lou. Ek het nog nooit gehoor nie. Ja, ongelukkig het ek ook dit gehoor. Ja. Dit gaan nou een van daai oorwurms wees in my kop die hele dag vandag. Ja. Dankie Jolanda Barnard. Ek is jammer. Maar julle, so daar's nie Oranje, wat Kali Kriel geskryf het en wat Steve gesing het, o my aarde. Mens, hierdie goed moet ook gereguleer word en dit is joernaliste se plig om ook eerlik te wees. Want dit voel vir my vandag word middelmatigheid in Afrikaans geprys en gejubel. Oor middelmatigheid. Maar kom dit nie dan weer terug oor die ding dat die Afrikaanse teikenmark is middelmatig nie. Ons is tevrede en gemaklik met hop spinnekop en Oranje. Matthys, is die probleem nie by ons nie, as die gebruiker van Afrikaans. Ja, die gebruiker van Afrikaans is middelmatig, jy's reg. En ek praat gisterond met 'n tiener, hy is in hoërskool Waterkloof, een van my vriendinne se seuns. En ek vra vir hom, Andrei, wat dink julle van Afrikaans? Wat dink julle van die toekoms van ons land? Hy word 17, nee, hoërskool Waterkloof, ek gaan hom nou noem. En hy sê, hulle voel nie eintlik veel vir Afrikaans en hulle praat dit, maar al wat Afrikaans vir hulle gedoen het is 'n 300 woorde opstel. En weet dat hulle praat Afrikaans, maar hulle gee nie om daaroor nie. Hulle kan net so goed in Engels ook werk. En dis hy oor politiek gee hulle nog minder om. Ek moet sê, Jolanda, ek was hulle band se naam is nie Afrikaans nie, hulle band is Engels. Ek het ook hier 'n stadium gegaan op hoërskool waar ek amper gerebelleer het teen Afrikaans. Dit was nie vir my belangrik nie. Dit was nie cool nie. Maar in ons tyd was dit nie cool nie. Ons het vir Rina Hugo gehad wat eintlik so cool tannie is vandag. Rina kan lekker wyn drink. Ek het al saam met Rina en Lydia. Rina is beautiful. Graka gedrink. Lydia. Ja. Maar daai tyd maar hoekom rebelleer? En ek het vir Andrei gesê, maar hoekom rebelleer julle nou teen Afrikaans? Wat is dit? Hy sê hulle gee net nie om nie. Dis nie as wil rebelleer nie, hy gee net nie om nie. So ek weet nie. Ek weet nie as vandag daar's tog nie rede om teen, dink jy, soos Andrei noem, hulle kry skaam vir die jong mense wat optrek voor Takker Monument toe. Ek dink hulle kry skaam vir daai tipe jong mense. So ek wonder of dit nie dalk dat hulle dalk 'n nuwe Afrikanerskap. Ek vra maar net
in 'n nuwe Suid-Afrika wil wees nie. Of hulle anders later van jare as hy dalk 20 word, anders met Afrikaans gaan omgaan en 'n ander identiteit gaan kry nie. Ek weet nie. Maar ek dink dit sien ons in die dokumentêr wat nou tans op kyk net is oor Afrikaans, oor hoe Afrikaans ge-evolve het in die afgelope 100 jaar. En ek dink dit is Ek het net nog die eerste episode gekyk so. Dis die beautiful ding vir my van die taal is dat daar soveel volharding is in die taal. En omdat dit een van die jongste tale in die wêreld is, dat daar nog soveel ruimte is vir groei en om self eintlik te vind in die skoene van die jong mense vandag. Een van die goedes wat ek ook by jou wil hoor, is daai tipiese Afrikaanse oomblik. En ons het nou gepraat van loftes en bier en brandas en braaivleis. Dis nie dit nie. Een van my tipiese Afrikaanse oomblikke is, as jy dink aan Afrikaans en die taal van Afrikaans, is ja nee. Dis die enigste taal waar ek weet waar mense sal iets sê en dan sal hulle ja nee. Ek meen dit is so teenstrydige woorde teen mekaar en dis my so tipiese Afrikaanse oomblik. Wat is jou tipiese Afrikaanse oomblik of oomblikke? Ek moet nou dink. Toe ek oorsee was, en ek altyd sê, how do you spot a South African, nee? As jy verskriklik hard praat en jy sê, of jy nou swart, wit, pink of pers is, ja, maar net ja. Dit was my so typiese Afrikaanse oomblik. Wat enige persoon, of jy swart, wit, pink of pers is, en ek het nou dat my studente ook gesê, ek maak 'n stelling en almal sê ja, nie yes nie, ja. Toe besef ek dat die taal sy vatplek so gekry het onder verskeie groepe en verskeie ander mense ook. So ja, en vir my is ook daai oomblik by 'n begrafnis. Dis so tipies Afrikaans. Ter aarde jy gaan na die kerksaal toe, dit is 'n Afrikaanse oomblik. Met die eierbroodjies. Van 'n geliefde. Eierbroodjies, en jy gaan na die saal toe, die kerksaal, waar die kerk se tannies vir jou tee skink. En flou en jy ouers. almal sê, ai, dis tragies. En dan die familie sien wat jy lanklaas gesien het. En dan moet jy so uitvra die familie, jy het mooi gewig verloor, my niggie. Jy lyk soveel maarder van die laaste begrafnis af. Ja, ek dink ons tipiese Afrikaanse begrafnisse, dit is my baie Afrikaanse ding. En dan, jy weet ons op ons 'n sekere routine, jy sing 'n paar liedjies en dan preek die dominee en dan bid jy en dan gaan die kus na vorentoe. En dan stap die draans in, draans uit. Daar's 'n sekere struktuur aan begrafnisse wat vir my baie deel is van ons kultuur. En nie een van ons kan daarvan weghardloop nie. Ja. Ek dink vir my 'n horribale Afrikaanse oomblik wat ek daagliks kry is as iemand net 'n paar jaar jonger vir my sê tannie. Ja, ja. Tannie en oom, dit is 'n so Afrikaanse ding. Ek is nie jou ma of jou pa se sussie nie, ek is nie jou tannie nie. Maar nou ja, ek het nou maar soos wat die jare aanstap het ek vrede gemaak met die feit dat ek is nou 'n tannie. En dit help nie waar te ontplof nie. Ek 46, 30-jarige het nou dag vir my tannie gesê. Ja, presies. En toe ek was gister by die kwekery, die gultjie wat my gehelp het daar. Ek dink, ek wil vir julle eerlikwaar sê, ek dink sy is ouer as ek. En sy het vir my gesê tannie. Ja. Dis ook 'n vreeslike Afrikaanse ding, maar ek sê dis nie respekvol nie. Jy het nie respek teenoor iemand as jy tannie en oom sê nie. Jammer. Ek voel gedisrespekteer. Presies. Ek voel in my siel ingekrenk. Jammer, ek het plooie. Maar ek sê tannie. En ons gaan botox. Oor die tannies, maar ons tyd is amper besig om uit te hardloop. So, Colleen, het jy nog 'n laaste vraag vir Jolanda? Nee, my Afrikaanse ligtyd is op, hoor. Maar hierdie was baie Afrikaanse data op. Ons moet jou tog weer opkry, Jolanda, is baie entertaining. Bietjie toe met ons kom praat oor wat is belangrik in die nuus. Jolanda, as jy môre... Ja, saam met liefde, dis my lekker.
As jy Wat is môre die stories wat jy dophou vir hierdie jaar? Wat is die groot stories wat ons moet dophou? Besides, ek wil nie politiek praat nie. Niks met niks met die regering nie. Ek weet daar's die Jocelyn Smith saak, wat is die stories wat jy dophou? Anthony Bogus, want dit is vir my, nog 'n tipiese Afrikaanse ding, nê. Piramideskema. Ons wil vinnig geld maak, al is iets goed om te waar te wees. Jy kyk na Louis Liebenberg, ek wil sê Louis Liebenberg saak dophou, want ek loop al 'n baie lang pad saam met Louis Liebenberg, ek het hom ook al in 2016 ontmoet. Ek het Louis al harde koppe gestamp en nee, ek het nooit 'n pakkie gekoop nie, want ek is nie so dom nie. Louis Liebenberg gaan ek dophou, Anthony Bogus gaan ek dophou, en dis ook diep menslike stories, en jy hoor nou al meer en meer 'n tannie wat selfmoord gepleeg het, selfde ding met Louis Liebenberg. Anthony Bogus is hy die ou kleuterskole, nê? Ja, en ek wil nog dophou hoe media ook nogal daarna gaan kyk, as bekendes produkte endoseer. Ek weet jy word baie geld betaal, maar George Claassen het gister in 'n rubriek genoem, dat die media ook 'n bietjie meer reguleerders in daai opsig moet wees. En op net om na geld te kyk, vinnige geld, maar ook kyk, want as jy iets op TV adverteer, op die journalistieke tipe program soos Groot Ontbyt, is dit ook media. So jy moet kyk. Jy moet baie mooi na kyk. So dis stories wat ek wil dophou. Ek wil kyk wat met ons regering gaan gebeur. Ek dink daar gaan nog baie verwikkelinge wees. Die DA gaan ons nou juis weer hof toe oor BEE. Ek wil dit dophou. Ek wil grondeise dophou hierdie jaar om te kyk wat gaan gebeur. En ek geniet dit altyd om die EFF en Vakaal Niels dop te hou. Natuurlik, so entertaining. Ja, want alles is net entertaining. Meneer Puss in Boots. Nee, Sakabula. Die swart mense het altyd van Sakabula gepraat, die monster wat die kleintjies verbang is. So, hy is ons Sakabula. Hy is ons Sakabula. Jolanda, om af te sluit, as jy môre 'n voorblad storie moes skryf, getiteld Afrikaans 100 jaar later, wat sou die kop gewees het? As dit my premier awerregse publikasie sou wees, mag ek die woord gebruik? Natuurlik. Jy kan sê net wat jy wil. Okay. Fok, kyk hoe op ons deur die taal. Want die kinders het baie oulike, hulle 'n vibe, julle weet, is die kinders se toef. So ek sal al daai woorde gaan soek het, en hulle praat van, as jy nog nie met 'n ouetjie getuis is nie, van 'n situationship. So, en dit is alle nuwe woorde, wat ons in 'n woordeboek later kan opneem. So hoe die taal verander het. Dis nou so 'n mengelmoes van Afrikaans en Engels, maar die swart mense doen dit maar ook. Dis 'n mengelmoes van verskillende tale, wat uiteindelik ook seker die uniekheid van Afrikaans gaan vorm, eventually. Ja, op die einde van die dag, solank jy kommunikeer, né? Solank jy kommunikeer. Ja, solank jy kan kommunikeer. En dit is my punt wat ek wil terugmaak met die mense wat hulle nuusbriewe begin praat in gewone taal. Praat en skryf in verstaanbare taal. Amen. Dis nie 'n akademiese artikel nie. So dit was nou Jolanda Barnard gewees, of Jolanda Lemmer Barnard, in vandag se wêreld. Barnard Lemmer. Wat is dit mis eerste as jy nou met iemand trou? Ek dink jy besluit self. Weet ek het nou ook. Soos ek nou met jou trou, is ek Colleen Hein Potgieter of is ek Colleen Potgieter Hein? Ek weet nie. Wat wil jy wees, Colleen? Maar ek sien nie saak nie, want my ouma en my oupa was potgieter, so... Ja, Jolanda is Jolanda Barnard Lemmer. Ek dink tradisioneel sit jy jou nooiens van eerste en dan jou aangetroude van. Ek het natuurlik, jy ken hom ook, Warren. Ek het verlang saam met hom gewerk. Albany, ja. Hy het besluit om sy vrou se van aan te neem. So hulle is... Nee, hulle is altyd... Dis 'n dubbelloop van. So, hulle albei dieselfde dubbelloop van hou. Ag, is kind of special. Het hulle een Facebook-account ook? 10-1, ja. Ek weet hulle het een bankrekening. So, I think that... Albany, we love you. That says enough. Gelukkig sy Engels. Hy gaan nie hierna luister nie. Maar natuurlik 'n ander belangrike ding is dat Afrikaans is môre 100 jaar oud. 100
jaar. Dis Eet 'n bietjie daaraan. Maar dit is nie net Afrikaans nie. So ook, Colleen, is jy môre 'n jaar ouer en Ja. daarom nie 100 nie. Ek voel party daar soos 'n 100 jaar oud. So, wie sê? Net vir jou, Colleen, vir jou en vir Afrikaans wat 100 jaar oud is. Okay, dis al wat ons kan speel, anders word ons Dit klink afgegooi amper soos Jamie van Kern YouTube af. Limagel, wat dit sing. Dis 3-jarige kinders, okay? Ek kon nie iets anders Sien, my gegryp nie. my karma is instant, Matthys. Instant. Dit is instant. Maar baie dankie, baie dankie. Dis 'n groot plesier. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dit is 'n wonderlike jaar wat vir jou voorlê met lig, liefde en alles wat jou hart en jou beursie begeer. Dankie Matthys, my desires. En ja, en dan Afrikaans. En 'n ander groot ding wat gebeur die 8de Mei. Ja. Is dis Victory Day in Europa, groot celebration in die UK. Offisiële einde van Wêreldoorlog 2. Met van die UK mense gaan volg op Instagram, is amazing celebration wat gebeur, flyovers met war aircrafts en almal is uit in die strate en celebrate. Maar Harry gaan nie daar wees nie. Shy. En ja, Harry gaan nou nie daar wees nie. As hy daar is, dan gaan hy by sy vriend bly en dis die ander ding wat hy doen, hy bly by sy vriend en hy bestel Uber Eats. Ek weet nie if you feel that unsafe. Anyway, laat ek nou van Harry af opkom. Ja, asseblief, ek sweer dit. Ja, 'n ander significant ding van die 8de Mei, ek weet nie of mense weet dit nie, maar dit is actually die dag, en ek het dit vandag weer gaan navors of dit nog so is, dit is actually die dag in die wêreld wat die meeste mense verjaar. So I'm not that special, it keeps me humble. Okay, so wel, dan is dit, wanneer is julle almal gemaak? In September? In September in die lente arends, September 1 September, lentedag babas. Daar sy nou. Mamma het sopas al beenhare geskeer. Ja. Al daai goedjies en toe sit so. Toe 9 maande later, toe sit daar 2 oogies. Right toch. Ja, maar 'n awesome dag vir Afrikaans ook, Matthys, en hier is die interview van Jolie het my ook net so op 'n Afrikaanse vlak geïnspireer van die ek weet ek praat altyd van die nuwe Afrikaner en ek weet ek dink jy sal onthou ek het destyds wou ek 'n groot professor, ek sal nou nie sy naam noem nie. Het ek probeer op hierdie program kry om met ons te kom praat oor onderwys en opvoeding. Ja, ek onthou. En so aan. En hy het vir my gevra, maar hy verstaan nie waar hierdie kanaal gaan nie, en ek het vir hom gesê, kyk, ons is nie puristies Afrikaans nie. Ons probeer iets doen vir die nuwe tipe Afrikaner, die geïntegreerde Afrikaner, daai Afrikaner wat Jolie van gepraat het, jy weet. Ek het toch al geïdentifiseer met die idee wat Jolie het van sy wil haar kultuur na taal skyn. Ek voel ook baie maal so, maar dit is 'n ander gesprek. Maar ek voel ook dit gaan oor kommunikeer. En as ek so nou en dan 'n English word in gooi, beteken dit nie ek kommunikeer nie. En as ons kyk na die groter deel van die bevolking wat eintlik Afrikaans praat, die breinmense, en kyk hoe hulle Afrikaans praat, hulle kommunikeer die mooiste van ons almal. Ja. Jy gaan nie met 'n breinmens praat en wegloop van 'n gesprek af en nie verstaan wat hulle sê, wat hulle gesê het nie. Jy gaan baie duidelik wees oor wat hulle gesê het. Waar jy kan met 'n professor in Afrikaans praat en wegloop van 'n gesprek af en gaan, goeie fok, wat het die ou nou gesê? Het hy Afrikaans gepraat? Ja, hy dalk Afrikaans gepraat, maar het hy gekommunikeer. Ja. En ek dink dit is waar ons moet kom as die Afrikaner as 'n taal. Ek wil nie sê die volk nie, want dan impliseer ek weer kultuur. As 'n bounded ding. Dan meng ek nou weer eens my taal, maar dis 'n bounded ding. Ek dink nie ons moet gebound word in kultuur nie. Ons moet vry wees om te kan kommunikeer in Afrikaans en die taal te laat evolueer soos wat hy moet. Hy het sy eie lewe. En hy is 100 jaar oud en hy gaan sterk. Ek het 'n paar keer verwys in die gesprek met Jolie na die dokumentêr wat daar tans op kyknet is. En dit is regtig vir my ongelooflik interessant om so half terug te stap in tyd van die taal wat ek in groot gemaak is, in my taal,
om te verstaan waar dit vandaan gekom het. En dat dit niks was perfek toe nie. En niks gaan ooit perfek wees nie. Ja. Ek dink nie daar's ooit een perfekte taal nie. Die Engelse mense meng ook hulle taal. Die Britte veral. So, 'n taal moet net lewensvatbaar wees. En op die stadium dink ek dat Afrikaans 100 jaar kan oorleef het, en ek sien uit na die volgende 100 jaar, want daar's ongelooflike lekker goeders wat gebeur in Afrikaans. Maar ja, ek dink ook dat 'n taal moet baie keer vry wees van die wortels van die volk en net 'n taal wees. En jy weet Matthys, mens kyk na ander tale, byvoorbeeld soos Latyns. Sodra jy 'n taal probeer druk in 'n plek in waar hy moet perfek wees en almal moet hom perfek praat, dan praat niemand om mee nie. Hoeveel mense praat Latyns? Mense praat Latyns as hulle regte leer of as hulle in die Rooms-Katolieke conclave, ook wat by the way vandag begin. Ja, jy's reg. Die conclave begin vandag. Dan word hulle geforseer om daai en taal ek te dink die praat. Trump gaan nie paus wees nie. Ek weet hy wou graag, maar hy gaan nie die paus wees nie. Hy is dalk die ander Meghan peer. of Sussex het 'n goeie kans, dink sy, vermoed ek. Ja, ek dink sy is die paus met die E, nie met die U nie. Dit is wat Meghan is, in my opinie. Good point. Maar ja, julle, kom ons hou op om dinge te forceer en mense te laat forceer om op te tree en te praat en te doen en hulle aksies te wees wat ons wil hê dit moet wees. Jy moet Afrikaans praat soos wat ek wil hê jy moet Afrikaans praat. Dis bullshit. Kan ons almal net kommunikeer en die taal laat voortleef en laat hy nie uitsterf soos 'n Latyns nie. Heeltemal reg, Colleen, en ek is vol vertroue dat Afrikaans oor 100 jaar nog steeds hier gaan wees. Dalk 'n bietjie van 'n ander gene en 'n ander kep op maar it will survive, definitely. Hoorie, dan sê jy ook dat Suid-Afrika is apparently baie nice mense. Is ons nice? Is ons, ons is vriendelik. Ja, ons is apparently baie nice mense. So, ons is gekroon in 'n studie wat uitgegee is, gepubliseer is deur Remitly. Julle kan dit gaan Google, Remitly, ek het dit gaan Google, klink maar dit is 'n finansiële organisasie, 'n bank. Ek weet nie, julle weet dalk, julle is slimmer as ek. Anyway, maar hulle doen navorsing onder honderde lande en hulle doen navorsing en hulle navorsingsinstrument is wat hulle noem die Big 5 Personality Test. En in die Big 5 Personality Test op agreeableness, op die veranderlike agreeableness, het Suid-Afrika die hoogste uitgekom het. Ons het 'n skoor gekry van amper 35 uit 40 uit. Wat ons aan die kroon gegee het as die wêreld se vriendelikste nasie. Ons het gekompeteer met 'n paar ander nasies. Ek probeer nou hulle name hier opkry, maar dit was as ek nou reg onthou, Brasilië, Suid-Korea. Dit is ons groot kompetisie. Ja. Dan het hulle die studie ook verder gevat en navorsing gaan doen tussen wat hulle noem intrepid travelers. So ouens wat vir avontuur die wêreld ingaan en eintlik maar net travel wanderlusts, né? O ja. Dis hulle noem. En hulle het ook almal uitgekom en gesê maar in Suid-Afrika word hulle altyd gegroet met die vriendelikste mense. Die land wat na ons gekom het was Griekeland. En hulle het ingekom met 'n skoor van amper 34 uit 40 uit. Wat ek dink is amazing, Matthys, en ons weet dit. Ons weet dit in Suid-Afrika maak as ek ook kakketie gaan nie. Ons kan altyd agree met wie ever, of dit nou die kassier is in die Spar, of die petroljoggie is, of die jou kollegas by die werk. Dit maak as ook of jy van verskillende politieke uitgangspunte uitkom, of uit verskillende sosiale of ekonomiese omstandighede uitkom nie. Ons soek altyd, dit is ons goal. Ons soek 'n punt om op te agree. Ja, ons soek 'n gemeene ding. Ja, dit is nogal, ons doen dit. Ons is, die mooi vertaling van agreeable is, ons is aangename mense. Aangename mense. Ons is baie aangenaam. Jy weet, jy kom by die petroljoggie aan en dis 'n kakdag. Daar loom dalk 'n nuwe VAT increase of die petrolprys styg en
Ja, alles, die petroljoggie kom uit 'n haglike ekonomiese omstandighede en ek stop daar met my karretjie en ek wonder ook maar my laaste R1000 in die bankrekening vir 'n payday. Ek kan hom net, ek sê vir hom, jy weet, doe my lang en hy groet vriendelik terug en jy sê vir hom nou, can you just put 93, want dit is nog die bank se kar, so 93 and let it, just put R400 my man. En dan, jy weet nie, 'n paar jaar terug sê jy gedink het hy gaan jou judge, as jy net sê R400, jy weet, Ja. maar dis al wat jy fucking het, R400 my man. En as hy so, hy kyk nou met deernis, hy gaan, no problem man, en dan vind hy 'n point of agreement, en hy gaan, isn't this nice weather we're having? Of, oh my god, this rain, can this rain just stop? En jy gaan, yeah, my god, so this rain, en nou, ons vind altyd 'n point to agree upon. Ja. En dit is my beautiful. Ja, Suid-Afrika is ongelooflik groot op small talk. Ons kan 'n small talk by mekaar sit. Ek is nie goed met dit nie. Ons is diep oor 'n small talk. Ons is baie diep daaroor. Dit is belangrik. Ja, maar dit is nie, maar ons kan nogal small talk doen. Ek sukkel mos met dit, maar ja, mense doen dit maar. Jy doen dit ek doen dit vir ander mense, want ek weet dit is wel belangrik. Ek dink dit is 'n mooi ding om net 'n point of agreement op te kry. Ja, aangenaam. So Afrikaans is 100 en ons is Afrikaners of Afrikaans sprekendes dalk is aangename mense onder andere ook. Alhoewel dit die hele Suid-Afrika is, maar ja, ons is Suid-Afrikaners, maar Afrikaanse mense is nogal aangenaam ook. Dan die winter is natuurlik hier om af te sluit. So die winter is hier en jy sê daar's 'n paar lekker plekkies waar jy kan gaan vir 'n winterwegbreek. Ja, jy weet Matthys, ons is Suid-Afrikaners ook 'n ander ding in gemeen is, as die winter kom, dan raak ons almal depressed en ons dink ons kan niks doen nie. Maar daar's eintlik baie dinge wat jy kan gaan explore. So ek het 'n paar goedjies gaan soek, want ek wil hierdie winter 'n paar adventures doen. Ek hoop jy en Sofia gaan een of twee van hulle saam met my doen. Ons sal ja. So een van die goedjies wat uitstaan wat ek nou gesoek het, obviously die Drakensberge, julle suiderlike en suiderlike Drakensberge en oosterlike Kaapse Hooglande is 'n hoogtepunt in die winter. En maak as ook waar jy daar gaan, nie paar plekke wat hulle noem Rhodes, Berkeley East, Matatile. Dit het jy 'n baie goeie kans as jy 'n naweekie af sonder en so toe gaan dat jy 'n bietjie sneeu gaan sien. Sneeu hier op die suidpunt van Afrika. Beautiful berge, beautiful scenery en daar is die ongelooflikste lodges julle met wat so kuiter vir presies daai weeromstandighede. Underfloor heating, kachelvure, it's an absolute dream. Little Switzerland. Absolutely. Dan een wat my nogal verras het, Matthys, wat ek nie aan gedink het toe ek op hierdie soektog gegaan het nie, is warmwaterbronne. Nee, ek is uit. Is jy maar uit? Okay, wat se wanneer, soos as jy nou kyk, want hulle sê mos warmbad en Klein Kariba het ook 'n warmwaterbron. As jy soontoe wil gaan, I'm out. Dan gaan ek nie saam nie. Maar as jy 'n kans nie. So, dan is jy op jy die drie mees populairste of mees vernaamste warmwaterbronne is Goudini Spa in die Weskaap, natuurlik. Dit klink liks, ons kan hom doen. Nee, weet jy lekker. Nee. Hoe is dit? Was jy daar? Nee, ja, ek het gesien op, ek was een keer daar. Dit drip, ja. Jy sien die apartheid. Jy ruik die apartheid. Hoe dit lyk, hoe alles, ja. Okay, wel, ek is al nie so bad nie, maar okay, dalk het die boere dan al hierdie oorde gebou rondom hierdie hot springs. Ja, dit is so die ander een is The Baas in Citrusdal. The Baas, soos die Buddens. Ja, ek het nog gehoor van dit. Citrusdal. En dan nee, moet nie vir my sê nie. Oh my word. Nee, ek kan nie. Okay, maar Matthys, ek het bietjie verder gaan lees. So daar's 'n klomp baie nice lodges in Bella Bella wat ook beweer dat hulle het ook uitspronge van hierdie warmwater spruite of poele. Maar die grootste wat kan my sê waar jy die meeste gaan aantref is by die Forever
Resort. Net daar, in die hartjie van Warmbad of Modi. Lekker. Nee, Modi is 'n ander plek. Dis nie Warmbad. Dit is Hellstroom. Sorry, Bella. Ja, so die van julle wat al ooit, ek en Matthys het nou al die voorreg gehad om 'n bietjie voorreg, veel is 'n tyd, groot woord. was dit 'n paar in Forever Resorts te spandeer. Dis nie 'n regte plek wat jy. Okay, Matthys, aan ander plekke is die Atlantis duine, in die Witstrand Natuur Reservaat. Dit is in die Noord-Kaap, dit lyk amazing en daar kan jy gaan ski op die duine. Cool. Gaan nie ski, sê dit soos boarding. Sandboarding. Nee? Dan 'n ander beautiful ding, iets wat ek graag baie wil gaan doen is stargazing in die Karoo. Daai sal ek saam met jou doen. Ja, spesifiek Sutherland, die Tankwa Karoo en New Bethesda het wonderlike venues waar jy kan gaan die beautiful Melkweg kan gaan kyk. Dan natuurlik met die Kaap nou inkom met hulle winter wine safaris with a wild twist. Oh, fuck off. Okay, dan night game drives en Bushveld Fire Feast natuurlik. Maar die Kruger Nasionale Park, enige game lodge in die winter is die plek om te wees. Die van julle wat nie kan strand toe gaan nie, want jy kan nie op die strand gaan lê nie. Die Bosveld bied amazing goed en natuurlik die laaste een, Matthys, almal vergeet van KwaZulu-Natal. En dat dit so bestendige klimaat het, as jy nog steeds wil bietjie gaan surfing doen, bietjie watersport, bietjie duik, bietjie scuba, KwaZulu-Natal is jou plek, dis dan nie te warm nie en is ook nie te koud nie. Baie gematig en baie lekker. So ja, as jy nie wil wax nie, as jy 'n vrou is en jy wil nie wax nie, gaan bos toe. Jy in jou bos, en as jy wil wax, dan gaan jy bietjie daar na KwaZulu-Natal se strande toe gaan, kan jy daar in jou bikini gaan lê. So dit was nou klets gewees. Dankie dat julle geluister het. En ons is volgende week terug met nog 'n klets. Colleen, jy moet lekker verjaar. En ons check julle volgende week. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weet, ja, dag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal nie.